surf gaan jy op die plek kry waar jy ek guess jou invloed kan begin uitoefen en jy gaan begin agterkom wat het jy 'n affinity vir. Ek het so 'n bietjie my plek gekry in die encouragement side en noem dit nou maar 'n extra layer bietjie entertainment. Ek love dit om mense te entertain. Ek love dit. Dink met jou hande. Dink met jou voete. Want hier is hy ook aan hier. As hy hier bly en hier bly, dan gebeur niks. Yep. Ek wonder of ek dit doen vir my kids. Ek wonder of ek daai permission gee vir hulle. Want aanvanklik gaan jy die permission moet gee. En want jy gee vir hulle permission om permission te hê. En is so moeilik as ouers, veral in die tyd, atmosfeer waar ons lewe in die wêreld dat ons dis nie 'n goeie ding nie wat ek nou gaan sê nie. Ons beskerm ons kinders te veel. Too much. Ons is overparent. Helikopter parenting. Ons papas like van druk om. Daar is dit te veel. En daar is 'n fyn lyn te nou raak dit die helikopter thing. Maar daar is 'n ding van hulle weet nie hoe om plan te maak nie. So ons moet hulle leer hoe om plan te maak. En ons moet kan die plan vir hulle gee so ver as wat ons kan. Tot hulle die baton kan vat en sê okay, nou weet ek hoe om planne te maak. Ek kan dit nou self doen. En guidance. Ek sal sê guidance is 'n goeie prinsipel van soos ek het dit nou met my ek is nou weer 'n rugby ou en dan kom uit 'n rugby agtergrond. En ek het vir jare vir die Bulls gewerk en ek het gespeel semi-professioneel, amateur professioneel, nie professioneel ooit gejoin nie, maar amateur professional gespeel. En almal het gedink my seuns gaan die amazing rugby spelers wees. Maar Jordan Peterson sê die writing what your kids delight. En as dit nie nou rugby is nie, dan is dit okay, man. Al is dit moeilik vir my as 'n pa wat soos graag wat hierdie talent in hom sien en wat graag wil hê hierdie kind moet sy talent uitleef. Soos ek gaan skade doen as ek hom nou forceer om ek het so baie geleer van die kingdom in my gesin. En dit is die ding, dit is 100% 'n instelling deur God, die family, man, vrou en ek praat van die traditional family. En dit is want Julle goeiemôre, welkom terug by nog 'n episode van die Hans Mens Show. Dit is altyd 'n wonderlike voorreg om hier te wees en saam met julle te wees en dit met julle te kan deel wat hier gebeur. En so welkom hier aan die returning mense en aan die nuwe mense wat my nie ken nie. Ek is Adrian Vennerskepers en ek is die gasheer van die show en hierdie show bestaan om mense te bemoedig om weer hulle rolle op te neem. Mans om weer as man op te tree en vrouens as vrou op te tree en hulle rolle soos wat God dit bedoel het om te wees. En daarom deel ons stories en ons help mense ook verstaan dat ons almal het foute en niemand van ons is perfek nie. En gister weer herinner aan 'n Bybelvers in Jesaja wat sê our best deeds are like filthy rags before God. En ons kan nie vir God uit ons eie vreugde bring, please nie. En jy weet, God het ons nie lief omdat ons hom lief het nie. Hy sê in die woord vir ons, ek het jou eerste lief gehad en daarom het jy in staat om my lief te hê. Maar in elk geval, ek sê dit maar net vir julle, laat dit vir julle bemoediging wees. Dat niemand wat hier is, ek insluitend, niemand wat al op my show was, wat op my show nog gaan wees, is perfek nie. Ons is net kinders van God wat probeer om 'n lewe te lei wat hom eer bring. En hopelik daardeur julle te bemoedig om dieselfde te doen. So welkom hier en as julle vir die eerste keer is, asseblief subscribe aan ons kanaal, like as jy wil die video, as jy daarvan hou en los ons opmerking, dit help ons om die video vir meer mense te kry. En laastens, as jy ons wil ondersteun, kan julle hieronder gaan kyk in die description. Maar nietemin, vanoggend het ek vir André, wat jou van? Okay, ek het nou net nie mekaar geraak, want ek het, sorry, ek wou sê Labeskag nie,
Maar ek kan gaan vir 'n Labuskaghni nie. André Labuskaghni. Nee, maar ek het 'n gesprek met hom André Labuskaghni, maar ek weet dit is Oberholzer. Sorry, Oberholzer. Ek het van André Oberholzer hier vanoggend julle. Baie welkom my maat. Ons is lekker om jou hier te hê. Ek ken van André al dis eintlik 'n paar jaar. Ja, dis al 5-6 jaar. Ja, wat ons mekaar wat ons mekaar ken en eintlik maar raak loop oral en ons het ontmoet by ons local coffee joint hierso in Montana Park of Magalies Kruis sal ek sê. Ja, Magalies. Toe was daar nog geen ander goeie koffieplekke in hierdie kant van die valley nie. En ja, eintlik weird genoeg het 'n vriend van die show Miles ons nou weer eintlik al by mekaar uitgekom. Ek en Miles ken mekaar ook 'n gewyle tydjie. Ek en hy het mekaar ontmoet deur ek dink deur Doxa, if I'm not mistaken. Hy is mos drummer, musikant. Ja. En ons het mekaar daar ontmoet. So jy doen jy Ja. So ek is verlang was ek worship leier gewees ensovoorts. Tyd het so 'n bietjie 'n ding geraak, ou se fokus het so 'n bietjie geskuif. Nou gesin so ons restructure nou net. Maar ek en hy daar ontmoet, amazing drummer wat hy ook is. En ek speel akoestiek en sing so 'n bietjie. Ons het so deur gegaan en op 'n kol het ons baie so 'n bietjie uitmekaar uitgegaan en toe met ons weer by ons is by Hillsong Church op toe nou. So 'n bietjie kerke geskuif. Daar ook ongelooflik baie gegroei as 'n worship leier. Simply for the level of excellence wat hy ouens toepas wanneer jy weet op 'n platform kom. Maar die voorbereidingstyd het my ingehaal. Ek hoor As ek voor gaan staan en ek moet nou 1000 mense lei in worship, dan moet jy reg wees. Jy moet in gebid wees en jy moet jou koords ken, jy moet jou liedjies ken, jy moet weet waar jy wil op en af en dan moet jy nou nog kamer lees ook. So daai voorbereidingstyd het begin al hoe minder en minder raak. En dis ek net soos guys. Ek gaan so 'n rukkie net moet skuif. Voel die Here sê ek moet nou fokus op my craft besigheid. Dis cool. Entrepreneurskap. Dis cool. So thanks Miles. Lekker. Thanks Miles. Hoor hierso André, gee vir ons 'n bietjie agtergrond. Nou nie jy het 'n agtergrond gee op jou en Miles. Ja. Maar gee vir ons 'n bietjie agtergrond. Wie jy is, waar jy vandaan kom, wat gaan nou aan in jou lewe en nog wat ons dit vandag af. Amazing, lekker. André Oberholzer, nie Labuskaghni nie. Ek wou daai deel uitgekat het, maar nou kan ek dit nou kan jy nie. Maak dit nou weer oop. Dis André Oberholzer is my naam. Ek is in die digitale bemarkingsspasie. Dit het mos ook aan gegroei van die laaste noem dit 6 jaar af wat ek dit nou voltyd doen as met 'n media entrepreneur. Voor dit was ek voltyds in kerk betrokke gewees. Basies twee gemeentes waarvoor ek gewerk het. As jeugpastoor mainly baie met die jonger mense en sovoorts gewerk wat dan nou Doxa is en dan die ander een was Lewensentrum wat in Alberton was. Twee gemeentes waar gewerk het voltyds. Ek het my in 2011 het ek basies alles opgegee en gesê weet jy ek voel dit is wat ek moet doen. Ek onthou ek het nog so geraak. Waar het jy groot geword, sorry? Pretoria, groot geword Pretoria. Hier gebore, born and raised getoe hierso alles. Cool. P-town boetjie van klein af. Ek kom eintlik so meer nader aan die huis as dit is ek kom eintlik maar van die ander kant van die treinspore af so. Wespark, Dernbos groot geword. Daspoort groot geword. Simon Becker Laerskool gewees. My vrou was in Simon Becker Laerskool, maar net soos al junior fase. Dit is storie skooltjie in die Jacaranda stad. Elkeen op sy pakkie sak. SB-dra. Ek onthou daai stukkie. Dis amazing. Ek onthou die res van my laerskool. Ek kan niks van my laerskool. So Simon Becker gewees ook net vir soos tot graad
standaard 1 en toe standaard 2 toe ek na 'n koshuis toe in Nylstroom en ek was daar vir 2 jaar gewees. Standaard 5 terug Hermanstad en Tuine Hoërskool. So ek was daar gewees. En ja, van daar af was dit 'n absolute op en af journey tussen wat ek wil doen met my lewe. Ek het myself obviously glad nie geken op daai jong ouderdom nie. En dit was 'n massive journey. Ek het 'n klomp jobs gehad en ek het 'n klomp ambisies gehad ensovoort. So dit het maar so deur gegaan op 'n call toe ek Springs toe, ek het daar gebly vir 2 jaar by my tannie hulle, en toe van daar af toe ek Bloemfontein toe, ek het in Bloemfontein ook gebly vir so 'n jaar. So ek het lekker getravel, ek het maar daai jonger jare, I guess, terwyl ek nog energie het vir en krag het vir sulke goeders. Aangepak om te kyk hoeveel ek kan doen. En ek en my vrou, ons was actually saam op skool gewees, saam matriekafskeid toe, saam die ding gedoen. En toe is ons uit mekaar uit en toe herontmoet ons basies weer 'n paar jaar later via Facebook. Toe sit sy in Engeland en sy is daar besig om skool te gee ensovoorts en ek het nooit toe weer 'n verhouding gehad na dit nie. Ek was maar kind of 'n loner gewees. En toe herontmoet ons daardeur en toe weet ek hierdie is so Facebook is nie all bad nie. Ja, is nie all bad nie. So ek pappa het weer vir mamma ontmoet daarso. En dit was super kort toe sy sommer terug van Engeland af om weer Suid-Afrika toe te kom as gevolg van my. Ek trek toe van Bloemfontein af terug Pretoria toe. Gee sy skool nou? Sy gee nog al die pad skool, So sy is 'n onderwyseres van ouds af. So dis wat sy doen. Amazing hart vir kinders. Sy het gegaan van sy het matter of fact ook by Tuine toe nou opgeëindig om skool te gee daar. Daar vir 'n lang tyd en toe gebeur COVID. En daar COVID. Daar het super klomp weird goeders gebeur daarso, maar die interessante ding is sy's nou by CP skool. Dit is Pretoria School vir Cerebraal Gestremdheids. En sy was nog nooit so vol van om te dien daar nie. Purpose is baie belangriker as absolutely. So net vocationally. Want jy kom op 'n plek en sy het skool gegee daar vir 'n klomp kinders wat nie altyd ek weet nie die nodige dankbaarheid getoon het dat ek is bevoorreg om hier te wees, so ek wil hier wees nie. In 'n geval, so dis wat sy doen. Ons is getroud vir 15 jaar. Ons het 2 pragtige kinders wat super talentvol is en ek is verskriklik lief vir hulle. My dogter word 12 nou in Januarie. En my laaste is my dogter. Dit's 2014 babietjies. En my seun het nou pas 8 geword in Oktober. En hy het nou net begin leer fietsry. Hy het gegaan van die baba fietsie na die groter fietsie. So as hy nie meer daar by die huis kom, is dit pappa, let's go fietsry. Laptop toe maak en ons maak 'n bietjie gaan fietsry. So ou geniet die getroude lewe, ek geniet my kinders verskriklik baie en dis awesome. En soos ek sê, basies voltyd in kerk van kom ons sê 2011 af waar ek bietjie meer purpose begin kry het. Vertel my daai storie. Jy was besig om te sê jy het gery, jy kon onthou jy het gery. Yes, like it. Hoe dit gebeur? So ek was nog altyd iemand wat heeltyd ek is nie bang om iets nuuts te try nie. Jy's 'n kansvatter. Barista. Hoe werk barista? Ek is nie bang vir die ding wat ek kom doen dit. Kom by halfuur later, dis mense like I pride myself in jumping in and just going kom ons doen hierdie ding. Hy sê ou wat as ons by 'n motiveringspraatjie is of by die sirkus is en die clown soek iemand, is hy die ou wat sê hier's ek van. Ja, sit my op coach, ek's reg. En basies so in kind of job hopping gegaan. Na skool en toe ek obviously my vrou ontmoet. Die Here ontmoet op 22, die 26ste Augustus 2006.
my hart vir die Here gegee en daar journey verander. Dinge het nie noodwendig net so beter geraak nie, maar ek het meer bewus geraak van wie jy is en wat jy wil doen. So daar het purpose regtig begin in my lewe. In elk geval pad begin stap saam met die Here. Ek en my vrou re-met, ons is getroud. En ek onthou eendag, soos ek sê, ek het 'n klomp kanse gevat want ek geweet ek wil graag my eie besigheid doen. Ek wil nie noodwendig vir iemand werk nie. En ek het 'n klomp goed getraai. Ek het elektries getraai en ek het gaan sekuriteitssisteme insit en ek het besproeiing gedoen en ek het ietsie van alles gedoen. Jy weet daai jack of all trades, master of none. Was nog 'n tweede stukkie van daai sê ding. Wat ietsie is, daar's 'n tweede stukkie wat net sê jack of all trades, master of none. Doing all things is better than one of so ietsie. Daar's actually 'n tweede stuk. Okay, cool. Ek het dit nie geweet nie. En nietemin dit klomp goetertjies getraai. En ek onthou dis vir my respek teen die ouens wat dit geniet om te doen met hulle hande werk en daai goeders uitfigure like daar's plek vir dit. Vir my was dit sielsdodend. Ek hoor. Maar I tried it. Ek gaan dit doen. Ek onthou ek het so om 'n gebou geloop, besig om te soek vir 'n fout op 'n elektriese heining. My wêreld is sielsdodend. En ek loop baan en sjok ek en die son brand my. Dit is nie lekker nie. En ek het so Fox 1.8 gery. Die gat was so laag. Ek daai karretjies was awesome. Amazing kar gewees. En ek onthou ek het in daai kar gery en ek het gebreek. Ek was soos ek kan dit nie meer doen nie. Breek, ek huil. Bel my vrou dadelik. Soos my liefie, ek kan net nie meer hierdie doen nie. Ek kan nie. Ek voel niks. It's not lekker. En because I wanted more. Jy moet dan lewe kan geniet ook, jy weet. Yes. Breek daar was in Menlyn reg agter outdoor foto. Reg agter gaan weg, trek toe daar af, sit, bel my vrou en ek sê vir hoorie, ek kan net nie eenvoudig hierdie doen. I need to find something else. En amazing vrou wat sy is, ondersteunend, nou nog go for it liefie. Sy vertrou my. Scary. Want die ou ek het I guess 'n sin vir adventure, trying some curious. En sy is net soos doen wat jy moet doen. Ek is agter jou. En ek voel toe daai tyd ek gaan voltyd by kerk begin betrokke raak. En dit was toe na Doxa. Dit was Doxa. Doxa het jou in Moot kampus en ek het daar begin voltyd betrokke raak in 2010, 2011. En ek dink ek was so 6 maande wat ek kan of net geserve het. En toe kom maar geleentheid dat ek begin betrokke raak as jeugpastoor of jeugwerker by 'n skool. In 2012 het ek begin om teologie te swat teologie deur SATS. Dit het klaar gemaak in 2017 April my laaste vak gedoen. En dit was die journey en daar het ek so baie oor myself geleer en my kreatiwiteit en ek dink net my eie waarde begin besef van ek hoef nie jy weet daai slaaf mindset te hê van moet ek wees met die minste en die laaste en jammer moet in die hand ek is jammer yes hallo sir wanneer kan ek jy weet dit daai ek dink altyd aan daai Oliver Twist as ek so praat want ek dink dis soos 'n leen van die vyand wat mense begin glo en veral gelowiges dat en jy weet ons is nie prosperity teachers en dit gaan nie vir ons oor prosperity nie maar dit gaan vir my oor joy peace and joy en ek dink as jy happy is met niks dan great as jy solank jy peace and joy het en jy dit met 100% sekerheid kan sê maar daar's sekere van ons wat die Here 'n ambition ingeplaas het om meer te wees om meer te bereik as net dit. En ek het soveel meer respek nou
vir besigheidseienaars, vandat ek 'n bediening begin het. Ja. Ouens wat my support en goed, en dan besef jy, daai ou se ministry is om ek het praat eendag met 'n pel, en hy employ 200 gesinne, né? Hy het so 'n massive company, Amazing. of 2 companies, maar oor sy 2 companies voer hy basies, hy sien dit nie so nie. Ek vra hom net hy bel my eendag, hy sê, "Jesus, hy's skillful." En hy sê as kind of en hy sê vir my, hy weet nie wat hy moet doen nie. Hy sê hy wil sy besighede toemaak, hy wil aftree, en ek weet nie, hy's jong, hy's soos 42, 42, maar hy's baie suksesvol. En ek sê vir hom, dude, hoekom? En hy sê vir my, nee, dis hektiek, 200 gesinne elke jaar, maand, en hy stres altyd, en hy wil iets in ministry doen. Ek sê vir hom, en soos hy dit vir my sê, bring die Gees dit in my hart op, dit is jou ministry. Ek dink self daaraan, soos as die Gees bring dit in my hart op, soos dis jou ministry. Jy is waar ek jou wil hê. Yes, en ek sê dit vir hom, nee. En hy sê, dude, dankie. Dis presies wat ek moes gehoor het. Sit hy die foon neer daar vat. Dis net soos, nie verstaan, dis net soos hy dit net nodig gehad en dit was presies. Jy doen dit klaar. Ja. Yes. En dis nie weer eens, dis net soos nie my woorde, my wysheid, die Gees wat presies vir my, en dis ook kind of ook daai ding van hoe belangrik dit is om gehoorsaam te wees, want dis maklik, dis moeilik om vir daai ou die waarheid te gee. Hy's besig om nie te huil nie, maar basically te huil by jou, en jy wil hom encourage, en hier sê die Gees vir my, vir jou, soos, nee, sê vir hom, hy's presies waar ek hom wil hê. Ok, Here, moet ek regtig nou dit sê, maar verstaan jy wat ek sê? Ja, en dit so jou ministry, is nie noodwendig by 'n kerk nie. Inteendeel, dit moenie net by 'n kerk wees nie. Dit is 'n incredible waarheid daai, want ek dink soos baie ouens het jy gedink, okay, cool, my hart vir die Here gegee, ek wil 'n bietjie meer in purpose lewe, die enigste plek is die kerk. Ja. Dis al waar ek inpak. Ja, is al. Want en so is nie. Nee, dit is nie, man. Sorry, en ek is nou soos die Here praat. Oh man, dis nou al seker 2 maande wat ek deur hierdie ding gaan van kerk. En die Here werk met my aan hierdie konsep van kerk, en ek het dit nooit besef nie. Ek is eintlik besig om 'n hele video hieroor te maak, en ek bring dit nou in die laaste paar episodes op, want dit kom heeltyd op. Ja. Maar in elk geval, ek gaan dit in kort wat ek ervaar is. Ek het 'n kerk begin saam met 'n pel van my wat 'n pastoor is. Ja. Leefkerk daar in Irene, great kerk, lovely mense, amazing gemeenskap. Verstaan dit, voel nog steeds as ek het 'n hand in daai kerk. Dis nie myne nie. Dis God se kerk, maar ek het saam met my, dis die incredible story van hoe ons hierdie kerk begin het, wat ek nie nou oor gaan vertel nie, maar in Februarie, Maart, April daarom ervaar ek die Here sê vir my, jy moet aanbeweeg. En ek sê, yes. Dis nou nie vir my so lekker om te hoor nie. Dis 'n moeilike ding vir my, want ek het hierdie kerk help bou, en ek het hom saam met my vriend letterlik begin. Ek was van die begin af daar. Apostel. Saam apostel, Ja, en ons het ure lank in die kar rondgery en persele gesoek en so ek deel die grondwerk. Ja, verstaan in elk geval. En ek praat met my vrou daaroor en sy sê vir my, sy voel ook so, ons moet aanbeweeg. En ek sê, ja, okay. Anyway, weer 'n kiese gebed, en hoe meer ek daaroor bid en daaroor dink, hoe meer besef ek moet dit doen. En ek sê soos eendag bel ek hom, ek sê vir ons moet gaan koffie drink, ons gaan drink koffie, ek sê vir hom, Jom, sorry, dit is wat hier op my hart lê. En hy sê net soos, cool, net soos peace. Ek sê, okay, cool, dit is my teken dat bevestiging dat dit die regte ding is. In elk geval, ek verstaan nie regtig hoekom nie. Hy vra vir my hoekom. Ek sê vir hom, ek weet nie. Ek voel dis wat die Here nou vir my sê ek moet doen. En nou, so 2 maande terug, begin die Here met my praat oor kerk. En ek sê, okay, dis hoekom ek uit die kerk uit moes gaan, en ek moes wegbly van kerk af vir 'n ruk. Ons besoek af en toe 'n kerk. Maar ek moes wegbly van die kerk af vir 'n ruk om hierdie beseffing te hê, want jy's so in daai culture. Nee, jy word so onderdompel in hierdie kerkgemeenskap en kultuur, dat jy partykeer mis wat God besig is om met jou te doen of met jou te wil doen. Want jy dink dit is jou ministry, maar dit is nie my ministry. En in elk geval die Here sê vir my so,
blaatant, ek weet eens, ek hoor nie die Here se stem, ek wil dit net duidelik maak, maar ek ervaar hierdie notion, dat God vir my sê, die kerk is nie my liggaam nie. Yes, en ek is soos ook die Here, maar hierdie gedagte kan nie van U afkom nie, maar anyway, ek is nou al op 'n punt waar ek soos breek dit vir my oop, laat ja, ek verstaan. vir jou, soos eerstens bevestig dit asseblief vir my, dat dit van U afkom, en verduidelik vir my hoekom. En en daar begin hierdie journey van, maar eintlik waarop dit neer, al wat ek toe dink is, gaan lees die Great Commission, en ek gaan lees die Great Commission, en ek sê, go out into the world, and make disciples, and baptize them in the name of the Father, the Son, and the Holy Ghost, and teach them everything I have taught you. Dis die Great Commission. Die Great Commission is nie, go, plant a church, draw all people to you. Dit is belangrik. Is dit belangrik? Is dit goed om deel te wees van 'n gemeenskap van gelowiges? Precies. Absolutely. Dit is 'n persentasie van church. Exactly. Maar jou individuele rol wat jy speel is amper half meer belangrik. En dit moet eintlik jou bydra wees tot daai gemeente. Of tot die kerk of die groep. Maar jy moet jy deel. Ja, presies, maar wat gaan doen jy by die kerk? Die kerk is 'n plek waar jy moet serve. Verstaan jy? Die kerk is nie 'n diner nie. Verstaan jy wat ek sê? En dis die kind of die ding waarop dit neerkom, is ons sien kerk as salvation. That's not the case. Jou salvation is nie gekoppel aan een keer 'n week kerk toe gaan nie. So dit is die kind of die hele ding, om dit eintlik net 'n nutshell is, soos ek sê, ek probeer 'n hele video nou vir julle verduidelik in 5 minute, wat baie moeilik is. So moet my nie verkeerd verstaan, die kerk, soos André sê, is belangrik, en ek sal enige iemand aanraai kry vir jou gemeente. Maar ek moes vir 6 maande uit 'n gemeente wees om hierdie besef te kry. Elke ou se eie journey, ek weet nie of jy ook voltyd in kerk betrokke was. Ja, maar nou met die kerk wat jy nou gebou het. Wel nee, dit was my eerste keer. Maar jy begin baie ander layers raak sien van church. En ek bedoel, dis 'n organisasie op die einde van die dag. En daar's goedjies wat gebeur en so voort. En dit leer jou weet bietjie om te werk met jou geestelike volwassenheid en emosionele intelligensie, en daar's ook baie elemente van wat jy kan hê, en 'n diepte van purpose wat jy definitief ervaar wanneer jy vir kerk werk. Om betrokke te wees by kerk, ek dink daar's ook weer eens seisoene. Ek dink dis 'n scary plek as jou identiteit vas is aan die dingetjie wat jy doen by kerk. En dit of aan die kerk self. Like ek kan nie sonder hierdie dingetjie nie. Dis my thing. Ek dink dit is 'n bietjie van 'n scary plek, en ek dink ek het warped geraak in my gedagtes oor wat is dit wat waar ek moet bydra? Wat is my waar voel dit vir my gelyktydig dat ek dit geniet, al suffer ek, en ek sien die impak. Want suffering is die ding. Jou pel. Jy's besig om op die regte plek te suffer. Dis eintlik wat jy vir hom gesê het. En hierdie incredible ding oor die waarheid. Yes, kyk, hy kan vir jou in die guts pop. Dit is sy werk. Absoluut. Waarheid is so cool stuff. Kom gou hierso. In die tande. Dis die waarheid. En wat het daai konings en almal gedoen daar in ek is besig om deur die Bybel te werk, so ek raak weer eens daar op die mekaar met presies waar hulle staan. Maar die konings in daai tyd wat hulle surrounded met al die profete wat heeltyd net vir hulle gesê het, moenie alles gaan oukei wees. As jy soontoe gaan jy wen. As jy dit doen, gaan jy geseënd wees. As jy dit doen, so hy het net heeltyd. En dan kom Elia. Dan sê hy van Hawkeye. Wag 'n bietjie. Julle almal is besig om poef te praat. En dan sal ek maar ons is die koning, jy moet vir ons sê wat ons wil hoor. Maar die koning sê nee, gaan haal eerder weer die ander profete. Soos nee, kom ons switch. Right, replace. Gee sit 'n ander in. En daar in daai storie
Yes, dan kom jy net agter, maar die waarheid, Toe die hy waarheid. is nie daar om vir jou te streel Nee, en te glad laat nie. lekker voel en te Ek het soos met Charlie Kirk se dood, nee, het ek deur hierdie hele massive ding, ja. was ek in hierdie konflik gewees van ek sal nie sê ek het vasgevang geraak aan nie, maar ek was beswaar met die mense wat sê hy is doodgemaak, dis goed dat hy dood is en dis soos hy is dood want hy was 'n hater en hy was 'n bigot en hy was 'n racist en al hierdie goeters en ek het net kind of my eie research gaan doen en tot die conclusion gekom hierdie, want ek het hom nie so goed geken nie, ek het hom geken. Ja. Hy het En ek het invloed van- gehad, ja, definitief exactly. in my lewe, vir Ja. wat hy gedoen het en jy Ja. soos luister, hier ou praat met autoriteit, Exactly. met boldness, Yes. en jy het iets gesien, ek verseker het iets gesien van myself, soos Ja. weet jy so, hierdie ons is een, hierdie ou fight, Ja. 'n goeie fight, en Ja. hy maak goeie punte, like as jy net Exactly. bietjie gaan luister, die woord sê ook, is vir die ou wat nie die gees in hom het nie, is die kruis Dwaasheid. stupid, wat 'n Ja. stupid storie is dit hierdie? Exactly. En dis die ding, man. So ons het aanklink gevind. bro. Ja, nee, absoluut. Maar weet jy wat, daai oggend toe ek uitvind hy's dood, nee. Ek was so beswaard, Ja. asof ek 'n broer verloor. Ja. En dis die irony, is ek Ja. het hom nie so goed geken nie. Ek het hom nie so aandagtig gevolg Ja. soos ek party ander ouens doen nie. Ja. Daar's ouens wat ek elke dag kyk Ja. of wel nie elke dag Ja. nie, maar jy hoor wat ek sê. Ja. Ek het Charlie Kirk nou en dan 'n reel gesien van hom. Ja, Dit ja, was ja. nie my show nie. Ek het hom meer op ander mense se shows gesien as op sy eie show. Ja, ja. Ek het glad nie die Charlie Kirk show gekyk nie. Ja, Nooit. Ja. Ek het dit glad nie Ja. gaan kyk nie. So toe hierdie ou doodgaan en ek is so beswaar, dis ek soos Here, wat gaan hier aan? Dis die eerste ding wat ek gedoen het, soos why am I feeling this weight? Toe maak ek 'n video daaroor, maar in elk geval toe kom maar nou 'n bietjie kontroversie. En ek raak so half van hierdie argument, nie argument nie, maar misverstand. Misverstand. Kom ons sal dit noem met 'n misverstand. Betrokke met 'n pastoor in die Kaap wat hierdie hele rubriek geskryf het in Netwerk 24 van Charlie Kirk was 'n Christian nationalist en ek is soos yes man, jy praat nou bully. Ek wonder of jy enigstens research gaan doen het. Ja, hoor. En hy sê Charlie Kirk is 'n ook racist, bigot, Ja, leienaar. ja. In elk geval, te besef hy Charlie Kirk is doodgemaak vir die waarheid. Ja. Dis hoekom hy doodgemaak is. Ja. En dis nou terug op jou punt van waarheid. En ek gaan doen navorsing oor waarheid in die Bybel. En een van die grootste dinge wat vir my uitstaan is Jesus wat vir sy disippels sê: "Here, dink ek kom om vrede te bring. Ek kom nie om vrede te bring nie. Swaard. Ek bring 'n swaard." En daai swaard is 'n tweesnydende, is sny deur murg en been en sny deur die skeiding van siel en vlees. En dan sê hy om die intensies van die hart te ontbloot. Nee, Jesus, ek kry nou weer ondervlees, want dit is so powerful vir my. Dis Ek gaan 'n skeiding bring tussen 'n pa en sy seun, tussen Ja. 'n ma en 'n dogter. ja, En ek het al spesifiek skoonmaas. Yes, dit was van die begin af net te dink. Nee, so ek het al baie gedink oor daai ding, want tog is familie. Ek en jy is nie vir ons gesin. Ek kan nie dink. Ja. Ek kan nie my indink dat Ja. daar skeiding moet kom self tussen my en my seun of my en my dogter, Ja. of tussen my dogter, like ek kan nie indink. Ja. So ek dink mense moet dit dalk nie so letterlik opvat soos dis wat gaan gebeur as die einde daarvan nie. Want Ja. ek bedoel net 'n stukkie later praat hy oor die prodigal son, Ja. oor die pa wat verskriklik Ja. vereenselwig word met Ja. sy seun, en Ja. familie is actually a big thing. Ja. Maar jy sien wel die skeiding met die ouer broer Ja. wat soos kom wag, Wat van my? wat van my? Hoekom alles is nog heeltyd joune. En daai skeiding is net die, ek dink weer eens baie keer 'n perspektief. Wanneer gaan daai skeiding gebeur? Wanneer 'n ma nie wil ophou drink nie en pille drink want sy het haar man het haar verneek of wat ook al, en 'n dogter praat met haar ma, praat met haar ma en eventually is haar dogter so lief vir die Here dat sy ingesluk word deur 'n roeping Ja. en dit gaan skeiding bring. Absoluut. So met ander woorde, Dis geestelike dis 'n separation. geestelike separation. Ja. So dis kind of waar ek is in daai
narrative van die woord. So, Ek het die ander dag met 'n ou gepraat, stuur hy vir my 'n boodskap op Instagram, hy sê vir my, hy het tot bekering gekom nou, yes, I love it, I love die Here, hy's nou in daai honeymoon phase, en ek sien dit, ek sê vir hom, toe dis kry, enjoy dit nou, soos, hak dit in die grond, enjoy dit, enjoy the ride, want it's gonna stop, maar nou, terwyl jy daai joy het, soos, gooi jouself toe in die woord van God, leer, want die taffe tye gaan kom, dan gaan jy daai waarheid nodig hê. Maar in elk geval, hy sê vir my, sy ouers is nie gered nie. En hy praat met hulle, hy wil hierdie joy, hierdie passion, hierdie compassion met hulle deel, en hulle verstaan dit glad nie. Dis die separation. Hulle verstaan dit nie. Hy sê vir my, wat moet hy doen? Ek sê vir hom, dude, love them like Jesus. That's all. Wees, hou jy net aan. Hou aan met jou journey, eventually gaan hulle dink, yes, ek soek wat my kind het verander, wat gaan hy is nie meer dieselfde. Kan ek vir die kole aanbring? Ja, exactly. Toe man, sit. Serve. Exactly. Serve is, oh man, ek dink mense raai ding so gaan omruil. So nou 'n geval, ek wil nou nie te veel uitbrei oor dit nie, maar ek dink mense wil dit nie te lokaal maak nie. Mense in posisies is eintlik mense wat moet serve. Wie wat eerste is, moet laaste wees, nie wat laaste sal eerste wees. Like, selfs in dit wat ek nou doen, as 'n gedeeltelike entertainer, voorreg genoeg om so 'n bietjie voor die kamera klomp goeders te doen, weer eens ook iets wat ek in my later jare besef het in church. Ek het eers op 27 begin gitaar speel. Sure. Dis awesome. Wat iemand het ek het klank begin doen by die kerk. Jy het gesurf. Ek het gesurf. Waar ook al jy nodig het gegaan. Ek hou van musiek, dis die bediening, ek gaan dit doen. Miskien is kerk weer eens die plek net waardeur jy gaan. So that's maybe important. Maar ek het gaan surf, geleer hierdie, ek het dit belangrik, ek hou van musiek, ek hou nog altyd daarvan. Ek het net nog nooit die courage of stap gevat om dit te begin doen nie. Ek is a very late bloomer in every sense of the word. En daar Michael, ek en hy chat nou nog elke nou en dan. Bly nou in die Kaap. Hy bou yachts. Hy was a worship leader in church. He's gone through it. Sy passie is bote bou. En wat's vir hom? Dis awesome. Hy het vir my sy gitaar gegee. Daai tyd sê hy soos vir jou gitaar. Toe ek daai gitaar kry, ek was nie separate van daai ding. Binne 3 maande toe kon ek nou 'n bietjie ietsie speel. Binne 6 maande is ek op stage. And it just kind of grew from there. Maar ek dink surf. Surf gaan jy op die plek kry waar jy ek guess jou invloed kan begin uitoefen en jy gaan begin agterkom wat het jy 'n affinity voor? Want almal van ons is spesifiek gemaak. Daai ou is die profeet, daai ou is die leraar, daai ou is die ou wat encourage. Daai ou is dit. Ek het so 'n bietjie my plek gekry in die encouragement side en noem dit nou maar 'n extra layer bietjie entertainment. Ek love dit om mense te entertain. Ek love dit. En later jare in church, begin ek ook op 'n plek kom. Dis net soos julle, ons sit dag in en dag uit in hierdie meetings. Nou ek gaan altyd die ou wees wat die idee gee wat niemand aangedink het nie. Ek is trots op dit. Ek gaan vir jou 'n idee gee wat jy, hoe bring jy dit bymekaar Andrei? Soos laat ek dit doen. En ek het miskien baie teenstand gekry, maar dit is nie weird idees nie, is maar net so buite die boks. Dis nie normaal, dis nie norm nie. En toe kom ek agter maar as ek dit wil doen, moet ek dit doen, want die ouens kan dit nie sien tensy dit nie vir hom is. Ek gaan vir jou 'n koffie maak en ek gaan so en so proe. Ek het vir jou 'n koffie gemaak, proe. O, dis wat jy bedoel het. Toe kom ek agter, wag 'n bietjie. I don't need permission. Yes, toe gaan 'n wêreld vir Andrei oop. Ek sukkel nou nog baie keer om vir myself permission te gee om te sê go. Freaking just do. Dink met jou hande. Dink met jou voete. Want hier is hy ou kan hier. As hy hier bly en hier bly, dan gebeur niks.
Is baie waar. En ek het daar in 'n tydperk ingegaan en ek het net gesê, kom ek draai 'n klomp goeders. Ja. Jesus, toe is dit asof my impak in kerk so ontplof. Yes. Dit was die lekkerste tyd. En wat het ek gedoen? Ek was myself. Ja. Ek het van gehad op kamera. Ja. Ek het van sketse geskryf vir church. Mm. Jy weet dan begin daai breadcrumbs so alles in plek val. Mm. Al die komplimente wat almal jou gee. Hoorie, Ja. jy's nogal snaaks. Ja. Jy praat nogal goed voor mense. Jy Ja. het nogal 'n mooi stem. Daai is alles breadcrumbs wat vir jou laat weet, hey, Ja. dis voontoe God jou nudge. Ja. En I mean that has grown now since kom ons noem dit 2016, 2015 wat ek my eerste noem dit maar break gekry het en as 'n akteur Ja. wat ook net vir my gegee is. Bouwer Yes. Bosch sê vir my hoorie, Ja. ek het hom ontmoet. Ja. Soos luister kom toe ek hier gehad by Lewensentrum ontmoet. Iewers deur vir Bouwer en ek sê luister as jy het ook mos 'n bietjie liefde vir die Here kom chat bietjie met die kids en kom doen 'n ding. Hy en Dion van Glaskas het Ja. met my groep van soos 300 tieners kom gesels Ja. en ons het nommers uitgeruil en Ja. 'n bietjie gechat en toe sê hy ons skiet 'n movie, wil jy 'n rol hê? Ja. Ek sê ja, ek sal love om dit te doen. Wat sê wanneer moet ek kom vir die audition? Hy sê nee, wanneer jy hierdie rol, like vat Ja. dit. Wat was dit? Wat se Sy klink soos lente. Sy klink soos lente. Hoekom kan ek dit nou nie? Ek is nie 'n groot Afrikaanse fan nie. Dis dalk hoekom. Nee, ek is self Ja. vir Ek love Afrikaans, julle moet Ja. dit nou nie uitkom en iemand klip hierdie goed en hierdie ou is Ja. Afrikaans uit. as Afrikaans dan so Afrikaans. Ja. So toe kom die geleentheid en ek is so oh wow, Mhm. this is amazing. En dude, like ek was in awe, nommer 1 en nommer 2 was dit vir my soos amper al die mees natuurlikste ding. Ek het gedink ek gaan so super intimidated wees as ek daar is. Dude, hulle moes my terughou. Hoorie, great, maar bly by die Skrip. skrip, bly by die skrip. skrip. Maar wat ek love it om Ja. cool, jy gee vir my die skrip, maar in daai oomblik is daar iets wat Yes. funnier is. Yes. En ad-lib is 'n ding, you can. Jy Ja. mag dit doen. Ja. Maar nie, dit was nie 'n negative nie, hoor jy doen te veel. Ja. Maar I did too much for that character. Nee, seker ja. En weer eens, toe na die tyd, die director soos, dude, was dit jou eerste keer? Ek soos, dit was my eerste keer. Hy soos, man, jy is piep en goed. Nee? En nie om my beeld te blaas nie, maar net om te sê, yes, like, daar kry ek ietsie Ja. wat ek so baie geniet. Yes. En iemand wat dit doen, sien dit. Jy weet, hulle sien my. Yes. Yes, dis ons almal se grootste begeerte, man. Ek sien jou. En toe van daar af toe snowball dit. En dis 'n stadige proses en ek het op 'n call het ek 'n agent gehad en Ja. 1000 auditions gaan doen. Ja. Maar weer eens, toe sit ek die bal in iemand anders se hande. Ja, goed ja. Dan gaan jy as jy die staat stop. Dus dit is nee, wag. Dankie vir julle. Dit vat al my tyd om Ja. weer eens te gaan audition en te goeders. But I did it for the experience of it. Yes. Maar weer eens, toe kom ek terug na die gee jouself permission. Wat wil jy doen? Doen dit. Wil jy ek hou van acting, begin 'n karakter. Ja. Ja. Wat IP, kry IP daai uit. Yes. Ek hou van visvang, begin 'n channel. Ja, exactly. Ek hou van jag, gaan 'n jag channel begin. Ja. Ek het niemand se permission nodig nie. Ja. Just go for it. Go for it. Ja. Like Ja. yes, dude, die en dit om dit nou te instil in my kinders se lewe is nou die volgende stap. Julle? Ja man, ek dink dis 'n moeilike ding daai want dis baie moeiliker as wat ons dink want ek besef selfs soos nou toe jy dit nou sê, te dink ek soos ja, ek wonder of ek dit doen vir my kids. Ek wonder of ek daai permission gee vir hulle en want aanvanklik gaan jy die permission moet gee. En want jy gee vir hulle permission om permission te hê. Yes. En is so moeilik as ouers veral in die tyd, atmosfeer waarin ons lewe in die wêreld dat ons en dis nie 'n goeie ding hierdie nie wat ek nou wil sê nie. Ons beskerm ons kinders te veel. Too much. Ons is overparent. heavy bro, helikopter parent en een van my eerste gaste het hierdie konsep opgebring in my show. Sy naam is Terrence Mentor. Hy's 'n
hy's 'n YouTuber al van die Kaap, maar cool guy. Wat hy net gesê het van praat van helikopter parenting, toe sê ek so, wat is dit? Toe vertel hy my nou van as jou kind parkie toe gaan. Check as jou kind, jy sê dit so in die peripheral, right? Yes. As jou kind sê, ek gaan net gou om die huis loop. Okay. Ja. Loop gaan daai venster kan daar kyk, daai venster kan daar kyk. Verstaan, en is soos hy. Jou kind moet besef dat hulle soos dat jy hulle ook trust om die huis te loop. Hoe eenvoudige ding is dit? Jy weet, toe ons klein was en ons praat daaroor ook baie op die show, het ons uitgebly tot die straatligte aangekom het en dan gaan jy net huis toe om vir jou pa te sê jy's nog okay, dan gaan jy weer. Dan gaan jolly weer en jy gaan skop straatligte uit en jy gaan slaan vlermuise met tennisraket. Yes. Onthou jy dit? Man, dit was die beste tyd. Maar verstaan jy, dis wat ons gedoen het. Ons fiets gery. Ons het man, en ons gee nie ons kinders daai permission nie. Soos jy moet jou kind daai permission gee. As jy by 'n restaurant is, moenie elke 5 minute opstaan om te gaan kyk of hulle fyn is in die speelplek nie. Los. Ja, daai tether. Ja. Dit is so tethered. Ja. En ek dink baie van dit kom ook af op weet dalk jou as ouer se eie need vir acceptance of dan nou vir purpose. Jy weet, dis my doel. Ek is hier om hierdie kind te beteken en in dit goeie intensie is jy actually besig om sy potensiaal te hinder. Ja. Ek besef ook aan die ander kant die permission ding is ook my dogter in haar pappa se voetstappe, my seun ook love om te sing. Ons is 'n gesin wat sing. Ons sing. Ouma, ek tik ook oral waar ek gaan en ek aan die huis kan nie goed beatbox nie, maar ek kan beatbox. Musiek is in ons. Ek love musiek. Ja. Ek en my dogter het 'n ding gedoen vir 'n skool wat ons so puppet show gedoen het. Ja. Sy sing saam met my, ek het 'n liedjie geskryf daarvoor. Dis awesome. Love dit. Sy sing in kompetisies, doen ongelooflik goed. Ja. Nou is ek so carnaval, ek sit gister, matter of fact. Ek sê, hoorie so, hoe gaan ons hierdie ding nou doen? Jy's nou 11, jy word 12. Pappa wil jy druk dat jy wat gaan jy doen? Ek vra vir wat gaan jy doen? Sy sê, pappa, ek's 11, ek kom nou net van die skool af. Ek weet nie wat ek moet doen nie. Ja. Dis die waarheid. Ja. Ek moet vir haar 'n plan gee. Ja. Pappa moet sit en sê, okay, wag 'n bietjie. Kom ek help jou. Ek het al getraai met gitaar. Sy is nie 'n massive fan nie. Dis great. Ek dink sy nog steeds sy moet 'n instrument speel. Ja. Sy wil klavier speel. Ja. Dis great stuff. Hoe gaan ons dit doen? Nee, ons kan dit en dit en dit doen. Like praat saam met haar, create die platform. Maak deel van die proses. Maak deel van die proses en kind of ek like dit, ja. Hou hom accountable en druk. Ons pappas like van druk en maak. Ja. Daar is dit te veel. Ja. En daar is dit 'n fyn lyn te ek nou raak dit weer helikopter thing. Maar daar is 'n ding van hulle weet nie om die plan te maak nie. So ons moet hulle leer om die plan te maak. En ons moet kan of die plan vir hulle gee so ver as wat ons kan. Tot hulle die baton kan vat en sê okay, nou weet ek hoe om planne te maak. Ek kan dit nou self doen. Hulle is jonk. Hulle het ons nodig daarvoor. Ja. Die guidance. Ek sal sê guidance is 'n goeie prinsipel van soos ek het dit nou met my ek is nou weer 'n rugby ou en ek kom uit 'n rugby agtergrond en ek het vir jare vir die Bulls gewerk en ek het gespeel semi-professioneel, amateur professioneel, nie professioneel ooit gejoin nie, maar amateur professioneel gespeel en almal het gedink my seuns gaan hierdie amazing rugby spelers wees en my middelste laai en my dogter is nou ook die oudste, ek het 3. So middel is 'n seun en dan my jongste is 'n seun en dan my dogtertjie is die oudste, maar die middelste een ongelooflike talent, man. Ek meen ek weet, ek was 'n talent scout vir SA Rugby vir 5 jaar van my loopbaan. You can spot. Ek sien talent en ek is gecoach om dit te sien van so klein af. Right, natural talent. En ek meen ons het gekyk na goed soos is hy nog chubby, want dan weet jy hy gaan nog groei. Jy weet al sulke goed, beenstruktuur. Verstaan? Ek ken van. En daai ou toe ek hom die eerste keer op 'n billetjie rugbyveld sien, want ek was sy billetjie coach, dis ek soos hierdie ou is 'n natural. Hy
hardloop met die bal in 2 hande wat baie min kinders doen Ja. op hulle ouderdom. Ja. Ons moes universiteit kinders leer om die bal in 2 hande te hou, want dis die belangrikste, een van die begins fundamentele principles van rugby is hardloop in 2 hande, want dan kan jy enige kant toe speel. Soos RG Snyman doen dit goed. Maar anyway, en hy is net soos, hy sê vir my verlede week, nee, hy dink hy wil rugby speel volgende jaar, en ek sê, cool man. Ja, hoekom nie? Ja, hy dink hy wil 'n bietjie gaan swem en so, okay, cool. Sweet. Ek gaan jou support. Ja. En dis die ding, Jordan Peterson sê delighting what your kids delighting. Ja. En as dit nie nou rugby is nie, dan is dit okay, man. Al is dit hoe moeilik vir my as 'n pa. Yes, dit is. Wat soos graag wil, wat hierdie talent in hom sien en wat graag wil hê hierdie kind moet sy talent uitleef, is soos ek gaan skade doen as ek hom nou forceer om aan te hou. Dis die kind of ding, daai guidance, soos moenie dadelik jou toys uit die kot uitgooi, want as ek nou daar gesê, nee, jy het 'n movie se tantrum gegooi het oor my kind wat nou vir my sê, dan sou uitgeput en moeg teen wat hy matriek tref, want hy moet nou rugby speel en so ek kom ook uit 'n sterk rugby gesin uit en ek het ook rugby, ek meen ek het dit geloof, maar my bou is nie noodwendig 'n rugby speler se bou nie. Like ek sou probably beter gedoen het as ek guidance gehad het in golf of tennis of cricket. Yes. Jy hoor wat ek sê, so daar was ek dalk neem niemand kwalijk nie, het is wat het is, maar ek sit nou met daai, noem het nou maar dalk bietjie wysheid of layers of thinking of parental intelligence om te sit, te kyk na my laaitie, soos jy sê. Ek het hom gevat vir rugby, ek so cool. Ek weet, jy kan nie niks doen nie, jy gaan 'n physical something doen. Hy's nie 'n span ou nie. Ja, korrek. Great. Hy was daar, my ou staan en kyk vir die skoenlappe. Like guys. Ons noem hulle letterlik die butterfly. Ja. En dan die games in toe, en dan is hy aan die verkeerde kant van die span. Nou, dag 1, meeste ouetjies gaan daarop eindig. Baie ouetjies vat dit 'n jaar om dit uit te vind. Ja. Maar ek so 1 of 2 keer gegaan, wil jy dit doen? Ek dink nee. Ek is soos kruidstaf. Ek gaan nie eens vir dit nie. Vat hom toe na karate toe, is nie 'n massive karate ou nie. Eindig toe op, toe nou gimnastiek. Love 'n stukkie gimnastiek daai ou. Great. Ons het 'n thing, a physical something, I liked it. Kom ek koop vir jou mat. Hier's vir jou oefen Frans Samizani se kamer. Maat, let's go. Hardloop in die gang af en duik op die ding, like doen dit. Loves it. En ek dink een ding ek seker van jy is dieselfde is, cool, wat ook al jy kies om hierdie jaar te doen, gaan jy doen. En jy doen dit klaar. That's it. Jy sien hom deur. As jy gesê is dit, ja. Kom ons gee dit 'n goeie go. Selfs met my dogter ook, sy het ballet gedoen. Toe wil sy nie meer ballet doen, sy wil nou oorgaan ook gimnastiek doen, lyk vir haar lekkerder. Soos cool, maak ballet klaar. Gaan tot by die laaste kind of event wat jy dan nou gehad het vir die jaar, en dan wanneer jy daar klaar is, sit ons jou oor gimnastiek. Okay, cool stuff. Like just see it finish. So, jy's like 'n interessante goeters wat 'n mens as ouer yes, jy moet heeltyd engage wees. Weet jy wat is my cool van ouerskap, nee? En so sorry vir die wat nou nie ouers is nie, maar dit is so ek het so baie geleer van die kingdom in my gesin. En dit is die ding, dit is 100% 'n instelling deur God, die family, man, vrou, en ek praat van die traditional family. En dit is, want weet jy hoe baie lesse het God my al geleer deur my kinders, en soos my simpel voorbeeld, een van my gaste het actually hierdie voorbeeld, sy gaan sy voorbeeld gebruik, sy laai die container in die aand om toe en sê vir hom, pa, ek soek nou 'n pakkie jelly tots, en sy pa sê vir hom, nee dude, dis 10:00 in die aand, jy moet gaan slaap, jy gaan nie nou jelly tots kry, en die kind gooi 'n tantrum en loop al weg en slaat sy deur toe, en hy soos, ek gaan nou my kind gaan doodmaak, verstaan, en
soos hy opstaan, sê die Here vir hom, maar dis jy nou. En hy sê, wow, en hy sê, hoe baie keer vra jy my vir goed, en as jy dit nie kry nie, dan gooi jy 'n tantrum, jy soek 'n nuwe kar, jy soek 'n nuwe dit, jy soek 'n nuwe stel. Nee, want dit kom maar besigheid weer, kan ons asseblief, ons kort 'n vakansie. Presies. Nou, en as jy dit nie doen nie, dan is dit soos, Here, hoekom as jy kwaad vir my, of wat het ek verkeerd gedoen, en die Here is net soos, nee, dis nie nou goed vir jou nie, soos, I'm not gonna give it to you if it's not good for you. En ja, om te vertrou in daai proses. My soul, dit is die moeilikste. Nee, dit is. En die ding is baie keer besef ons nie. Die Here roep hom. Weet eintlik half terug te kom na die begin toe van die kerk is die Here roep ons meeste van die tyd. Ek sal so ver gaan as om te sê die Here roep ons nooit na 'n comfort zone toe nie. Hy roep ons na rus toe. Maar daar's 'n verskil tussen dis amper soos jy sê daai suffering, right? Suffering for the kingdom, right? Dis deel van dit want om 'n Christen te net om 'n Christen soos 'n true reborn Christian te wees is taaf. Dis nie maanskyn en rose nie. Dit is taaf. Dit is jy moet soveel goed opgee. Jy moet elke dag jouself check, jouself in lyn bring en dis hoekom Jesus vir ons sê, "Hou op jou kruis elke dag en volg my." Absoluut. Maar ek nou vergeet wat my punt was. Maar die kerk. Ek nou heeltemal vergeet wat my punt was. Terwyl jy ja, steel is terwyl jy soek vir ja. So vanoggend lees ek lees Handelinge 5 rond Petrus hulle wat op pad is na die boonste vertrek waar die Heilige Gees oor hulle uitgestort gaan word. Voor dit is hulle in die tronk gegooi. En die Gees kom maak die tronk oop die aand. Sê vir hulle ek maak nie oop dat jy kan weghardloop nie. Jy moet gaan werk. Jy het iets wat jy moet gaan doen. Gaan na die sinagoge toe en gaan vertel vir mense van my liefde, my waarheid, van die opstanding uit die dood. Vertel hulle die goeie nuus. Like ons is nie geroep vir comfort nie. Ja, dit was wat ek besig was. Ons is nie geroep vir comfort nie. Ons is geroep om die werk te gaan doen. En dit is miskien 'n bietjie van 'n lekker metaforiese vergelyking as ou nou daaraan dink. Jy weet hoe prakties pas 'n mens daai storie toe in my lewe. Tronksel, baie keer sit 'n ou, ek is by 'n werk, dis jou tronksel, ek het hierdie besigheid wat nie lekker werk nie, as 'n elektriese ou wat om heininge loop. Dis my tronk. Ja. En dan sê die Here, okay, cool stuff, kom ek gaan haal jou uit en ek gaan sit jou in purpose. Nog steeds was daar gevaar geweest. Dit is soos jy's nie nou uitgevaar uit nie. Matter of fact, nou submit jy jouself weer onder dieselfde ding wat jou in die moeilikheid gebring het. Maar daai ons is net soos, sorry, ek kan nie anders as om te doen wat my Vader vir my gesê het om te doen nie. Ek is net weer terug in suffering in. Nie terug na Jesus, ek het nou dit veroorsaak, as ek tronk toe, ek kan nie weer tronk toe gaan nie, so as ek uitkom, gaan ek dalk net eerder wegraak. Ek kan just like, soft merchants, ek gaan 'n paar duifies verkoop. Lekker duifbiltong besig. Maar dis die ding, soos dit is wat ek wou sê, is God roep ons nie na comfort toe nie, hy roep ons na rus toe. Want ons 'n groot verskil tussen rus en comfort. En ek dink aan Psalm wat sê, ek sê jou lyne waters waar rus is. En die ander ding is, wat ook dit noem van die waters, is die wat my woord bedink dag en nacht, sal soos 'n boom wees wat geplant is by waterstrome waar rus is. Maar daai rus is nie noodwendig 'n comfort nie. En dis die ding is, ons chase comfort. En God roep ons na rus toe. Maar in daai rus is daar nie comfort nie. Daar's challenge, daar's purpose. En jou purpose is nie noodwendig maklik nie. Dis nie altyd maklik vir my om so show te doen byvoorbeeld nie. Dis nie altyd die show is lekker. Ek love it. Maar dis nie altyd maklik na die tyd om die editing en die post-production en al daai hierdie gesprek gaan dan weer vir Andreus se gesig sit en kyk. En ek is so verstaan jy. Dan lag jy vir jouself en sê ek kan nie glo ek het hom Lapeskag nie gedoen. Presies. Ek gaan doen. Maar dit is daar's rus in dit. Lang storie kort is
as God besig is om ons uit ons comfort zones uit te roep, is dit 'n goeie ding. Want daar's nie purpose in 'n comfort nie. Daar's purpose in rus. En die enigste comfort wat die Bybel na verwys is waar die Heilige Gees bring. Die Heilige Gees is ons comforter. Dis die enigste plek waar die Bybel verwys na comfort. Die comfort is binne ons, want die Heilige Gees is in ons. Maar hy sê hoeveel keer, ek wil vir jou vrede bring en ek wil vir jou vreugde bring, né? Rus en vrede en so rest and peace. Maar daai peace is weer eens kom terug na soos kom ons define wat Jesus bedoel as hy sê peace. Ons dink peace is daar's nie oorlog om ons nie, daar's nie moeilike tye om ons nie. Nee, peace is dat in die moeilike tye het jy vrede, want jy weet God is in beheer, hy het 'n plan. Dis hoekom Paulus dude. Ek dink 11:12 van die apostels was griemoorde, dood in griemoorde, maar hulle het vrede gehad in daai oomblik. Dit is soos as jy lees Steven se dood, wat hy sê ek het nou ouens gestenig tot die dood. Hoe erg moet dit wees? En dis nie soos klein klippies nie. Die ouens gooi jou met balters, right? En soos sy kind of dying moment is dit hy kyk op na Jesus en hy sê ek sien Jesus en hy was a late entry. Ja. Maar verstaan jy wat ek sê? Dis soos hoe amazing is daai ou het peace in daai moment. Hy's besig om gestenig te word en hy soos hy peace. So it doesn't matter what's happening around me. Ek dink as jy jouself in comfort kry, is jy probably in die moeilikheid. Ja, so low warm vibes, né? Ja. Just like it. Alles werk. En man, ek dink eerstens as kind van God is ons eintlik maar geroep na die weduwees en die widows en orphans en soos geroep na die vuur toe. Daniel, soos geroep na die vuur toe. Ons Shadrach, Mesach en Abednego. Daar is stories. Die hele ding, ons is geroep vir teenstanding. Die hele partytjie gaan oor dit. David, hoe lank gaan jy met fight maat? Ons is en Samson is letterlik create vir war. Die hele ding. Hy soos ek gaan hierdie ou gebruik om die Filistyne te verslaan. Swaard waar ons nou praat. Yes, ons is geroep vir konflik. Ja. Want dis wat waarheid doen. Ja. Waarheid bring konflik. Exactly. En nie om vir die uitkoms van konflik nie, maar vir die verlossing van sondes en die losbreek van jou sondige natuur. Ja. Maar omdat jy fight daarteen die kruis, daar's 'n teenstanding, is daar net konflik. Ja. Die waarheid was nog nooit net aanvaar nie. Behalwe as jy in die kerk is waar selfs daar. Dis soms 'n bietjie voel so 'n bietjie van net hy werk nie lekker nie. Maar ons is geroep vir dit. Yes. Ons almal hardloop hier af. Maar ek gaan soheen toe. Ja, maar wat dink jy? Hoe is jy wel? Ons gaan nie meer vriende wees nie. Okay, cool. Ja. Dis dan is dit dit. Ja. En man, ek voorbeeld. Sorry, ek weet jy wil afsluit. Nee. Ter voorbeeld nou ek het hierdie laaste paar dae het ek so 'n bietjie gaan visvang. En dit was moeilike omstandighede om vis te vang. Met die reën en goed nou wat. Met reën, soos daar in Vrystaat, Sterkfonteindam, ongelooflike plek. Ja, beautiful. Vir die van julle wat visvang asseblief, maak 'n plan. Jy doen jouself 'n guns. Maar ongelooflike moeilike omstandighede. En I pride myself in working to get fish. Ja. Vir die average ou wat wil gaan sit en vis vang, like ek moenie my saamhou nie. Jy gaan my nie by jou sien sit nie. As jy my soek as ek aan die ander kant van die dam of like ek is soekie spots. Ek is heeltyd besig. Heeltyd besig. Ek sal daar kom sit vir terwille van, cool, hier's my vrou, ek gaan haar nie alleen los met die ander mense nie. Like
moet gesels saam. Ja. Maar as ek gaan vis vang, dan gaan werk ek hard. Ja. Ek kom terug dan is ek moer as wat ek was voordat ek gegaan het. Ja. En ek het 'n suksesvolle trip gehad. Ja. Meer as die ander ouens daar. Yes. Kyk ek na wat die ander ouens doen. Hy het geloop, het op 'n plekkie gaan sit en hy het net daar gesit. Dan dink ek, hoe en vir my is dit 'n noem dit maar ook weer eens 'n metafoor vir my lewe. Ja. Ek as daar nie harde werk is nie, as dit nie moeilik is nie, dan is jy probably nie besig om te druk vir iets wat die moeite werd is nie. Huidige situasie, karakter wat ek create het. Ek moet gaan sit en kreatief wees. Ja. Dis einde van die jaar. Ja. Kreatiwiteit is klaar. Ja. I ran out of creativity. Ja. Yesterday. Jy weet, dis soos, Yes. Maar geniet ek dit meer as enigiets anders as om dit te doen. Kry ek purpose in dit. Is dit dalk 'n calling op my lewe? Die Here wil hê mense moet op kan lag, man, like geniet dinge. Ja. En wanneer ek dit dan doen, is dit soos okay, cool stuff. It's worth it. I'm bleeding, maar dit is die lekkerste ding. My voete het blaas op, maar ek het 'n vis gevang. Ek is daar. Yes, man. So dis kind of my take on. Ek is net hier vir die visvang. Anyway. Ja. Nou moet ek al die ander goeders doen. I just came for the fishing. Ja. Fishes of men. Ja. Ek love it, man. Ja. Ek dink dit is 'n baie dis 'n cool ding en eintlik kind of soos ek sal as ek alles bymekaar kan bring deur om te sê wat Paulus gesê het, jy weet, is ons moet endure en ons moet die wedloop hardloop met endurance en ons moet deurdruk tot aan die einde. Want ons prys is die ewige lewe. En dis soos jy sê, ons moet goed doen. Eintlik jy doen goed vir die prys. Right? Die prys soos wat jy nou sê jou visvang trips is, jy's committed want jy soek daai vis. En vir ander mense is die prys dalk om te gaan chill langs die dam. Dit is sy prys. Maar jou prys is om die vis te doen. Solank jy weet wat jou prys is en waarvoor jy werk, dink ek dis good, right? En soos go out and live en rande reis voluit. En ek dink jy weet eens net om terug te nou weer vir Charlie te reference is een van die goed wat almal gesê het is hier rande reis. En hy reached the finish line. En die Here het hom kom haal. Dis soos dis weer eens nog 'n green woord. Maar daai dude is nou by God. Right? Ek is oortuig daarvan. Julle kan sê wat julle wil. As julle nou van Charlie Kirk gehou het of nie. Maar soos leef voluit. Ek dink is amazing dat jy jou volle potensiaal kan bereik in die kingdom teen die ouderdom van 31. Ek is al 38 en ek is nog nie naaste my daarin. Ek wens ek was daar. Nie om dood te gaan nie, maar om op 'n punt te wees waar ek weet ek gee alles vir God. Die impak. Impak wat daai ou gehad het was absolutely incredible. En ek dink ons is almal eintlik maar bestem vir daai, né? Sy tyd met ons kan leer uit sy boldness uit. Ons kan leer uit sy want die vrug was daar. Hoe gaan ons mense ken? Die vrug. Absoluut. Is daar vrug in jou lewe? Of wat se vrug is daar? Is dit goeie of slegtes? So slegtes is ons 'n 10-10-1 omdat jy sleg saai. Absoluut. En truth gaan altyd hand aan hand met love. Want jy sal nie vir iemand die waarheid vertel as jy nie lief het nie. Inteendeel jy gaan vir hulle lieg. As jy nie vir hulle lief is nie. Maar jy sê ons vir iemand die waarheid as jy hulle lief het. So op daai noot julle sluit ons af. Dit was awesome, man. Dankie. Ek waardeer dit. Dankie dat jy kom kuier. Dit was regtig vir my. Thanks vir die lekker en valuable geleentheid. Dankie vir ons jou. Ons moet dit weer doen. Verseker. Ek geniet dit. Jy is nie ver nie. So ons is het sal great wees as ons weer 'n chat kan doen. Maar thanks man. Dankie dit. Julle, dankie dat julle ingeskakel het. Ons hoop julle het Andre se show geniet. Ek sal nothing but Andre, dis dit ding. Dis die ding. Dis my handle. Okay. So my ander karakter is Frikmeister. Frikmeister. Okay. Maar waar kan mense jou uitcheck? Net so vinnig. Plug hom gou.
Ons kan uitcheck op al die platforms. Ja. So Nothing But Andre gaan julle probably baie van my goeders kry en Ja. dan vanuit daar af sal julle sien al die manuale waarmee ek besig is. So, Okay, cool. daar's Fish Online, daar's Frikmeister, Okay, cool. daar's 'n paar plekke. Okay, awesome. So hy gaan van my, maar ja, julle kan net gaan search Nothing But Andre, Instagram, TikTok, wherever. Ja. Ek sal ook link dit hier onder in die description sit. Ons hoop julle het hierdie chat geniet. Ja, hoop dit was vir julle waardevol en hoop dit het julle gebless. Ons sien julle in die volgende ene. Cheers julle.